staan ons voor die heilige God van die hemel en die aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en die datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal die Heer bring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en eer van oorwinning aan hom te gee, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en eer van oorwinning aan hom te gee. Hier staan ons voor die heilige God van die hemel en die aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, 'n gelofte aan hom te doen. Alwetende God van liefde en genade, soos U Abraham geroep het, roep U ook nog ons om in geloof op te staan en U te volg. U roepstem is 'n uitdaging om deur geloof te wandel, om met verwagting te lewe en om die onbeproefde aan te durf. U roep ons tot die onbekende pad, want die pad na die land van U belofte word net deur geloof gesien. Ons wil so graag geloof ter wille van sekuriteit besit, maar U roep ons tot geloof sonder sekuriteit. Ons wil ons tent onder bekendes en bemindes opslaan, maar U roep ons, net soos Abraham, om ons tent af te breek en vorentoe te beweeg. Ons dank U vir al die geloofshelde wat vir ons tot voorbeeld is op ons pelgrimsreis. Help ons om die wedloop van die geloof met volharding te voltooi, met ons oog gerig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Hy wat die kruis verduur het om die poorte van die paradys weer oop te maak, sodat ons vir ewig by U ons Vader God kan wees. Vandag wil ons U loof en prys vir wie U is en vir elke belofte in U woord. Amen. Ek sien hierdie week hoe iemand opmerkings op Facebook maak dat 'n gelofte nie eintlik Bybels is nie. En ook dat ander mense tog nie namens jou 'n gelofte kan maak en dan moet jy dit nakom hoeveel jaar later nie. So die vraag is, lees ons van geloftes in die Bybel? Genesis 28 lees ons waar Jakob 'n gelofte afgelê het en gesê het, as U o God by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom by my ouer huis, sal U, Here, my God wees. Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees en van alles wat U my gee, sal ek vir U 'n tiende gee. Ons hoor in Rigters 11 hoe Jefta 'n gelofte teenoor die Here afgelê het en gesê het, as U die Ammoniete vandag heeltemal oorgee in my mag, sal die een wat my uit my huis uit tegemoet kom wanneer ek behoue terugkom van die Ammoniete af, aan die Here behoort, en ek sal hom as 'n brandoffer offer. Ons hoor in 1 Samuel 1 hoe 'n vrou Hanna 'n gelofte aflê. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê in vers 11, Here Almagtige, as U tog op my ellende wou let en aan my U dienares wou dink, en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee, en as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. So hoor in 2 Samuel 15, na 4 jaar het Absalom vir die koning gesê, ek wil graag my gelofte wat ek teenoor die Here afgelê het in Hebron gaan betaal, want terwyl ek op Geser en Aram gebly het ek beloof, as die Here my veilig na Jerusalem toe laat terugkom, sal ek hom met 'n offer vereer. Ons hoor in die Nuwe Testament, daar in Handelinge 18, dat Paulus, in vers 18, nadat hy nog 'n tyd lank daar by die gelowiges in Korinthe gebly het, het hy van hulle afskeid geneem en saam met Priscilla en Aquila na Sirië toe vertrek. En voordat hy in Kensrea aan boord gegaan het, het hy sy hare laat afsny, omdat 'n gelofte wat hy afgelê het, vervul was.
Ons lees in Handelinge 21 vers 23, maak nou soos ons vir jou sê, want hier by ons is daar 4 mans wat 'n gelofte afgelê het. Vriende, Deuteronomium 23 kom sê vir ons in vers 21, as jy 'n gelofte aflê teenoor die Here jou God, moet jy nie traag wees om dit na te kom nie. Anders sal die Here jou God jou tot verantwoording roep en sal jy skuldig wees. Dit lyk tog vir my asof 'n gelofte tog Bybels is. En as ons nou vra, kan iemand namens my 'n gelofte aflê? Dan dink ons aan die verhaal van 1 Samuel 1 vers 9 tot 19, waar Hanna kinderloos is en God smeek om vir haar kind te gee. En dan lê sy gelofte af dat sy hierdie kind vir die Here sal grootmaak en hom sal beskikbaar stel om in die tempel diens te doen. En dan lees ons dat wanneer Samuel gebore is en hy 3 jaar oud is, dat sy hom na die tempel neem, waar hy gebly het. Sy het die enigste kind van God ontvang, maar sy het haar gelofte nagekom en gedoen wat sy aan die Here beloof het, sonder dat Samuel 'n sê gehad het. Hanna se gelofte aan God het Samuel gebind vir die res van sy lewe. En daarom, wat sou daar eintlik beter kon wees, dat ons kinders aan die Here sou wou toevertrou? Wat is so verskriklik daaraan, dat Samuel sy hele lewe aan die Here toewy? En nou dink ons aan die gelofte wat afgelê is. En nou is my vraag, wat is dit wat almal so ontstel, dat hulle nie die gelofte wil nakom nie? Want wat sê die gelofte? Ek kan vir my die volgende een opsit, een later, Simle. Wat sê die gelofte? Dat ons dit as 'n dankdag vir die Here wil hou. Is dit so verskriklik, dat jy nie die gelofte wil nakom nie, jy is kwaad vir iemand anders, want hulle het 'n gelofte nagekom, maar dit wat hulle van jou vra om te doen is om 'n dankdag vir die Here te hou. Is dit nie wat ons Christene, ons kinders van God elke dag in elk geval moet doen nie? Is elke dag nie veronderstel om 'n dankdag vir die Here te wees nie? Hulle lê 'n gelofte af en hulle sê dat ons die dag soos 'n Sabbat tot u eer wil deurbring. Met ander woorde, dat ons 'n hele dag, Here, aan u wil wy. Om wat te doen? Om aan u eer te gee. Hoekom is mense opstandig om 'n dag te wil hou om vir God eer te gee? Ek kan verstaan as die ou skryf, ek wil nie gebind word aan gelofte wat iemand jare terug gehou het, maar die gelofte vra van my en jou, dat die kerk God se eer sal soek wat hom behaag nie, want is dit nie in elk geval wat die kerk moet doen nie. Die gelofte sê dat ek en jy met ons kinders God se verhaal met sy volk sal deel. Is dit hoekom mense opstandig is? Want hulle wil nie meer God se storie deel met hulle kinders nie. Hulle wil eerder die fabels en boeke lees, as wat hulle God se verhaal met sy kinders wil vertel. Die gelofte sê dat ons die eer van sy naam sal verheerlik. En is dit nie in elk geval wat God van my en jou vra, dat ons sy naam sal verheerlik nie? En dat ons die roem en die eer van daardie oorwinning aan hom sal gee. En ek is eintlik verstom, want ek lees daai Facebook inskrywing en ek is verstom en ek gaan terug na die gelofte toe en ek dink by myself, wat is vir jou so verskriklik as kind van die Here, om op hierdie dag te doen wat die gelofte gesê het ons sal doen? Want is dit nie in elk geval wat God elke dag van ons vra nie? En toe besef ek net weer, ek verstaan hoekom mense opstandig is, want ons leef in 'n tyd van menseregte. Ek het die reg om oor my eie lewe te besluit en daarom sal ek nie dat iemand anders ooit vir my sê en deesdae ook God se woord vir my sê wat ek moet doen nie. Want ek het die reg om self te besluit wat ek wil doen. So vanoggend is ek en jy gebind aan 'n gelofte wat hulle op 16 Desember 1838 gemaak het. Jy moet self besluit. My vraag is uitvolgend,
Wat is soveel anders aan die gelofte as wat God eintlik van ons vra? Dat hierdie 'n dankdag sal wees. Ek en jy vanoggend kon opstaan en sê, dankie Here vir 'n nuwe dag in ons lewe toegevoeg. Dankie Here dat ek saam met 'n geliefde kon opstaan. Dankie Here dat ek vandag miskien my kinders sal sien en saam met hulle sal braai. Dankie Here dat ons mense, ons ouers vir ons kinders die storie kan vertel. En toe dink ek, miskien is ouers opstandig want hulle ken nie meer die storie nie. Miskien het ons nodig om weer te hoor dat God nie net wonderwerke in die Bybel gedoen het nie. Hy het dit ook nie net in 1838 gedoen nie, hy doen dit vandag nog. En tot die eer van sy naam wil ons elke oorwinning wat ons van God af ontvang het, vandag vir hom die oorwinning gee. Vriende, ek wil vir ons lees uit Psalm 145. Dit was 'n loflied wat Dawid geskryf het. Ek wil u lof verkondig, my God en my koning. Ek wil u naam altyd loof. Elke dag wil ek u loof en ek wil u naam altyd prys. Die Here is groot, alle lof kom hom toe. Sy grootheid is ondeurgrondelik. Geslag na geslag, prys wat u doen en vertel van die magtige dade, van die luister, die heerlikheid van die majesteit. Ek wil getuig van die magtige dade, sodat die mense oor u wonderdade sal praat. Ek wil van die grootheid vertel. Sonder ophou moet hulle u groot goedheid verkondig en oor die reddingsdade jubel. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat hy geskep het. Almal wat deur die geskep is, loof u Here, en die troue dienaars, hulle prys u. Hulle vertel van die koninklike mag en hulle getuig van die groot krag. Die mense moet weet van sy krag en van sy koninklike mag en van sy majesteit. U koningskap is 'n koningskap vir alle tye. U heerskappy strek oor die geslagte heen. Die Here help almal op wat geval het. Hy ondersteun die wat bedruk is. Die oë van almal is op u gerig en u gee hulle kos op hulle tyd. U maak u hand oop en is u wat guns en oorvloed skenk aan al wat leef. Die Here is regverdig in al sy handelinge en hy is getrou in alles wat hy doen. Die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom in opregtheid aanroep. Aan die wat hom dien, gee hy wat hulle vra. Hy hoor as hulle hom hulp roep en hy red hulle. Die Here beskerm almal wat hom liefhet, maar al die goddeloses verdelg hy. Ek sal die lof van die Here verkondig, dat al wat leef sy heilige naam vir altyd prys. Vriende, vandag, geloftedag, is eintlik 'n getuienisdag. Geloftedag is eintlik 'n dag wat ons, soos Psalm 145 sê, wil getuig van die magtige dade van die Here. Wat ons wil getuig van wat God vir ons gedoen het. Nie net in 1838 nie, maar ook eergister, verlede week, vanoggend toe ons opgestaan het. Vandag is 'n getuienisdag waarin ek en jy wil sê, as God se kinders hom aanroep in nood, gebeur wat? God hoor. Miskien voel dit nie altyd vir jou so nie. En daarom begin Dawid om hierdie hele psalm te skryf, begin hy om te sê, ek loof en ek prys God. Voordat Dawid enige iets sê oor die omstandighede van mense, sê hy wat? Ek loof en ek prys God. Die eerste ding as ek opstaan in die oggend, loof en prys ek God. Die laaste ding wat ek doen voor ek gaan slaap, loof en prys ek God. Nie oor die omstandighede waarin ek is of wat ek beleef het nie, maar oor wie God is.
Ek en jy loof en prys God, nie vir elke net omdat ons 'n oorwinning beleef het nie. Ons loof en prys God, nie net as dit met ons goed gaan nie. Ons loof en prys God vir wie hy is, altyd. Of dit goed gaan en of dit sleg gaan. Paulus het dit ook vir ons geleer. As hy in die tronk is, wat doen hy? Hy sing 'n loflied. Hy loof en prys God. Sy omstandighede lyk nie goed nie, maar hoekom loof en prys hy God? Want hy sê, ek onthou wie God is. En God is gister, vandag en môre dieselfde. Hy sal nooit verander nie. Sien waar jy vanoggend nou, wie is God? Dawid skryf dit, hy sê, God is genadig en barmhartig in vers 8. Hy's lankmoedig en hy's vol liefde. God is genadig en barmhartig. As hy nie 'n barmhartige God was nie, het ek en jy moeilikheid gehad. As hy nie lankmoedig was nie, met ander woorde, God is 'n geduldige God met sy kinders. En daarom loof en prys ek en jy hom. Ons loof en prys hom nie net vir die oorwinnings nie, ons loof en prys hom omdat hy genadig en barmhartig is. Lankmoedig en vol liefde. Daarom, Here, prys ons U vanoggend. En dan daarna getuig ons van wat hy gedoen het en die oorwinnings wat ons ontvang het. Maar ons prys hom nie vir die oorwinning net. So as ons nie oorwinnings het nie, dan prys ons hom nie. En ons weet daar's baie mense wat so werk, wat kwaad is vir God en hom nie wil loof en prys wanneer dit nie met hulle goed gaan nie, want Here, hoekom gaan dit met my so sleg? Dawid sê, elke oggend en elke aand, die eerste ding en die laaste ding wat ek en jy moet doen in ons lewe, is om God te loof en te prys. Nie vir wat ons het, of die oorwinnings nie, maar vir wie hy is. Wie is God vandag vir jou? En wanneer laas het jy dit met jou kinders en jou kleinkinders? En as jy nie kinders en kleinkinders in 'n huwelik het nie, met jou boetie en jou sussie en jou vriendin en jou peetkinders gedeel. Wanneer laas het jy vir mense vertel wie God vir jou is? Ons getuig te min oor die grootheid van God. Ons getuig te min van wat God vir ons doen. Ons getuig te min. Ons is baie keer in ons harte so dankbaar vir die Here, maar ons sê dit vir niemand. Dawid skryf, hy sê, as ons God nou klaar geprys het vir wie hy is, dan moet ons begin om die stories van God te vertel vir ons kinders. Stories van die Ou Testament, die storie van die Nuwe Testament, ons eie verhale. En vandag wil ons soos vers 5 sê, getuig van die magtige dade, sodat mense oor U wonderdade sal praat. Ons vier nie geloftedag om die storie van die Afrikaner volk te vertel nie. Ons vier geloftedag om God se reddingsverhaal te vertel. Dis hoekom ons geloftedag vier. Om te sê, dit was onmoontlik en ons was in nood en ons het gebid en God het gehoor en God het ons gered. So hoor gou bietjie. Ons was in nood en ons het gebid. Hoeveel keer sê ek ons? En God het ons gered, 3 keer. Maar wie was die een wat gedoen het? God. God het gehoor. God het gered. Die verhaal gaan nie oor ons nie, want as God nie gehoor en gered het nie, was daar nie 'n verhaal nie. Dan was dit 'n hartseer verhaal. So vandag gaan nie net oor die storie van die Afrikaner volk wat mense dit wil maak en sê, ons mag nie ons storie vertel nie. Vandag gaan oor God se verhaal. En ons moet dit vertel. Ons moet vir ons kinders sê, nog 'n wonderwerk het gebeur. Nie een nie, baie. Onthou toe God se kinders voor die Rooi See gestaan het. Wat het gebeur? Hulle het God aangeroep. Hulle het gesê, Here, ons is benoud, die see is voor ons, die Egiptenare is agter ons, hulle is op pad en hulle gaan ons vernietig, so of ons verdrink, of ons gaan dood deur hulle. En toe roep hulle tot die Here, en toe sê die Here vir Moses, waarom roep julle so benoud na my?
Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek. Jy, lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurtrek. God se volk roep hom in nood, en wat doen die Here? Hy sê, ek hoor. Daar was die magiese krag in Moses se kierie nie. Moses het nie magic gehad soos sy hand in die lug is, daar gebeur daar iets nie. Nee, dit was gehoorsaamheid aan God wat gemaak het dat God doen wat God wil. En God red hulle. Hulle stap droogvoet daardeur en ons weet toe die Egiptenare deur die see gaan, toe maak die Here die see toe en hulle verdrink. In Rigters 6 hoor ons dat die Israeliete tot die Here roep. En dan sê die Here daar in vers 16 vir hulle, ek is by jou. En jy gaan die Midianiete verslaan, asof hulle nie meer as een is nie. Vriende, klink die verhaal nie vir jou so bietjie bekend nie? Hulle het die Israeliete arm laat word, en die Israeliete het tot die Here geroep om hulp. En die Here het gesê, ek is by julle. Die Here het gehoor en hy het gehelp en hy het oorwinning gegee. En ons lees vandag die storie sodat ons die wonderwerk kan vertel. Nie om die Israeliete eer te gee nie, maar om God eer te gee. Ons lees in Joël 1, ek roep tot u Here, want 'n vuur het die weiveld verteer, 'n brand het die bome in die veld weggebrand. En dan sê Joël 2, die Here het vir sy land opgekom. En die Here het medelee gehad met sy volk. En dan hoor wat sê hy, julle sal oorgenoeg hê om te eet. Julle sal die naam van die Here julle God prys, hy wat wonders vir julle gedoen het. Die Here hoor 'n volk wat roep en hy antwoord. Hy red hulle en hy sê, julle sal my prys vir die wonders wat gebeur het. Hoeveel keer hoor ons kinders sê, ja, maar dis goed wat in die Bybel gebeur het, ons leef vandag in ander tye. Daarom het ons nodig om die ander tye se stories ook te vertel vir ons kinders. Psalm 165 sê, praat oor die wonderdade van die Here. Wat se wonderdade het plaasgevind 16 Desember 1838? Weet ons. Charles Fourier skryf oor die plek wat die Here vir hulle gegee het. Jy kan hom maar net eers op hy vorige skyfie hou, dankie. Hy sê, die Here het vir ons 'n plek voorberei, lank voor ons daar was. Sy presiese woorde, daar is die plek wat God reeds vir ons jare van tevore al begin voorberei het. 'n reuse donga van 4 tot 5 meter diep, wat reghoekig by die rivier aansluit, nevens 'n baie diep, kilometerlange seekoeigat. So wat skryf hy? Hy sê, die Here het 'n wonderwerk gedoen deur te sorg dat ons op daardie stadium van ons reis op daardie plek gekom het, waar die Here ons aan die een kant met die rivier beskerm, aan die ander kant met 'n donga, met 'n gat, met 'n afdraande waar niemand verby kan kom nie. So hulle kan ons net van een kant af aanval, so ons kan sien as hulle kom. Hulle kan ons nie omsingel nie. Sarel sê, sy geestesoë is oop om te sê, dankie Here vir die wonderwerk, dat U ons laat trek met ossewaans, en sorg dat ons op 16 Desember 1838 by daai posie uitkom. Want is net God. As dit 3 dae vroeër, of 3 dae later was ons nie daar nie. Maar God het 'n wonderwerk laat gebeur, sodat ons eintlik beskerm word deur sy natuur. God het die natuur gebruik, en hy het gehoor toe ons roep, en al moet God die natuur gebruik om sy kinders te red, dan doen hy dit. Dat is 'n deel van sy wonderwerk. Die Zulu mag het beplan om teen middernag, as dit stik donker is, aan te val. En wat doen God? God stuur 'n mis soos wat hulle nog nooit van tevore gesien het oor die kamp nie. En meer as helfte van die Zulus
kry nie die kamp nie. Want dis te mistig, hulle sien nie die kamp nie. Hulle soek en hulle kry dit nie. God gebruik die natuur om sy kinders weg te steek. Here, ons is in nood, red ons, en wat doen God? God sê, dan stuur ek maar mis, sodat ek hulle kan verblind, sodat ek julle kan wegsteek by kinders. Ek stuur 'n kombers van mis om julle weg te steek. Die ander deel van die Zulus wat hulle raak gesien het, as gevolg van die mis, het die lampe op die sweepstokke vir hulle gelyk soos iets wat sweef. So hulle het gedink, dis die boere se voorvadergeeste wat daar sweef. En toe skrik hulle vir hulle self in 'n ander bloedgroep in. So wat sê God? Julle roep, en ek is die lig vir die wêreld, so ek sal selfs my lig gebruik, al is dit 'n lamp op 'n sweefstok, om die vyand af te weer. Want die lig sal altyd die duisternis wen. God se wonderwerk. Die boere het niks gedoen nie, hulle het 'n lamp op 'n sweefstok gesit. Dis God. Die trekker se gewere, se kruit moes klam gewees het van die digte mis. En dis die volgende wonderwerk, die oggend toe die son opkom, toe verdwyn die mis so. En ons weet eintlik, vertel al die voortrekkers vir jou, dat eintlik moes hulle nie kon skiet vir 'n baie lang tyd nie, want die gewere se kruit was klam, of moes klam wees, maar dit was nie. Asof God die mis gestuur het, om in die lig te hang, en sy hand as bewaring oor die kruit gesit het, sodat dit nie nat word nie. Nog 'n wonderwerk wat God vir sy kinders doen. Die trekkers het met voorlaaiers geskiet, né? Sannas. En hier's nou min kinders vanoggend, maar julle moet tog nou so 'n bietjie vir julle oumas en julle oupas en julle ma's en pa's vra, hulle moet nou vir julle gaan, miskien moet julle maar Google, julle is seker eintlik beter met die Google as jou ma en pa, né? So miskien moet julle dit maar eerder doen en vir hulle wys, okay. So, dan gaan Google jy nou 'n sanna of 'n voorlaaier, dan gaan kyk jy nou hoe lyk dit en hoe het dit gewerk. Ja? Maar hoe dit gewerk het, en is interessant, gewoonlik het die vrouens die gewere gelaai, maar daar was nie vrouens gewees hier nie. Interessant, hè? So, maar ja, so hoe dit nou so werk, is, en ek gaan dit vir julle lees, die kruit, as hulle nou geskiet het, dan moet hulle die loop eers skoon maak met 'n laaistok. So dis nie soos vandag se gewere, wat jy 'n 9mm in jou sy het, en jy weet, jy kan nou 'n paar skote skiet voordat jy weer moet laai nie. Julle ken mos die storie van die dominee, né, wat vir die kinders die wapenrusting wou verduidelik, toe sê hy, hulle weet nie meer wat so swaard en 'n skild nie, hy gaan nou geweer gebruik as 'n voorbeeld van 'n wapen, né, so die wapen is mos nou die swaard, is die woord, en hy wil toe nou sê, dis die woord is soos 'n geweer wat raak skiet, jy weet, maar nou die oggend het hy seker gemaak, daar is nou nie 'n koel in die geweer nie, en hy sê toe nou, en hy tel die geweer so op, en hy mik so boontoe, en hy skiet, en daar is toe nou 'n koel in die loop van die geweer, en daar gaan die geweer af toe nou, en toe hy nou sak, toe wil die dominee nou kyk, wat gaan nou aan met die geweer, want hy is toe nou geskok, daar is 'n gat in die kerk se dak, en hy weet, nou is die ou van die eiendomskommissie bo op hom, en nou probeer hy kyk wat gaan aan, en toe hy nou weer so kyk in die loop, toe skree een van die kinders wat voor in die kerk sit, "Dak julle, hy laai weer!" So voordat jy weer kan laai, né, was dit nie so maklik soos in ons tyd, dak en laai en skiet nie, né, dit was bietjie anders gewees. So jy moes dan nou eers 'n laaistok gebruik om skoon te maak, en dan moet jy die kruit vanuit die kruithoring by die loop ingooi, en dan het jy 'n dingetjie waarmee jy dit vasdruk, en dan volg die koel of die loper, en dan druk jy hom in posisie, en dan sit jy die kruit in die vuurpan, wat aan die kant van die geweer is. En eers na die deksel van die vuurpan stewig op is, kan jy skiet. So die ouens wat nou weet, want ek weet nie,
sê jy kan 'n maksimum van 3 skote per minuut. As jy 'n ervare skut is, wat jare lank weet hoe om dit te doen. So as jy die beste van bestes is, né, kan jy maksimum 3 skote 'n minuut doen. En die geweer is net akkuraat tot op 100 meter. So daar's geen manier wat dit verder as 100 meter deur 'n harde skildvel sal gaan nie. En na 10 tot 12 skote, dan moet jy eers die geweer laat afkoel. Want anders kan die geweer ontplof. En dan is jy die ou wat seer kry. So nou kry net gou die prentjie, né? Want ons dink aan gewere soos in ons tyd. So kom ons laai en ons kry ammunisie en dan doen ons die ding. So na 10 tot 12 skote gaan die boer nou eers sê, okay, kom ons wag net eers 'n rukkie, geweer moet skoon, kom ons pos gou hierdie movie, kom ons pos net gou, en dan, kom ons wag net, okay, die warm geweer is nou weer koud, kom ons gaan weer, né? Julle kan nie dink, eintlik was dit 'n setup om te verloor. Eintlik was dit. En dan op 'n kritieke stadium tydens die geveg raak die aanvallers verdeeld. Hoekom? Niemand het geweet nie. Party van hulle het weggehardloop. En in hulle kultuur mag jy nie weghardloop van 'n geveg nie. So toe die ouens weghardloop, want hulle het sulke linies wat voor en middel en agter ouens, so as die ouens weghardloop, daai ouens keer hulle en sê, nee my broer, jy kan nie weghardloop nie. So toe begin hulle onder mekaar fight. Na die tyd het die boere gehoor hoekom hulle begin weghardloop het. Nou kan jy vir my opsit, asseblief Jan Albert. In die jaar 1881 vertel 'n bejaarde Zulu kryger wat Bloedrivier oorleef het aan Dominee J.C. van Rooyen wat later 'n professor geword het. Ons was nie bang vir die slag van die gewere nie. Dit het ons al geken. Ons is deur vrees oorval toe daar waans van vuur uit die hemel gedaal het en duisende figure in glinsterende ligstrale op die laarstelling ingeneem het. Toe het ons uiteengespat en gevlug. Nie iemand van hoor sê nie. 'n Zulu kryger wat self weggehardloop het, vertel hoekom het hy gehardloop? Nie oor die boere en oor hulle guns en of hulle sterk is en of hulle kakie klere gedra het en of hulle sannas gehad het nie. Nee, hoekom was ons bang? Ons was met vrees gevul toe die waans van vuur uit die hemel gedaal het met duisende figure in glinsterende ligstrale en hulle het om die laarstelling ingeneem. Psalm 91 sê die Here sal my engele opdrag gee om 'n laar om julle te trek. Hulle vrees was nie vir die boere nie, maar vir die God van die boere. Een van die sendelinge vertel, toe ek 'n kind was in die hotel Citrusdal, was ons hoofkelner 'n Zulu met die naam van Paul. Hy was ook my nanny. Hy was 'n hoofman se seun in Zululand. Hy het my vertel van Bloedrivier vanaf 'n Zulu se perspektief. Hy het gesê die krygers kon nie naby die laar kom nie, want die vuur was so hewig en daar was groot engele wat om die laar getroon het en hulle pyle het geen impak gemaak nie. Hulle het uit vrees weggehardloop. Paul het vir my pa in die hotel gewerk vir 15 jaar en hy het saam met ons getrek Somerset Wes toe en hy is terug Zululand toe sy pa oorlede is om sy plek in te neem as stamhoof. Die Zulus vertel, hulle vrees was nie vir die boere en hulle gevegkuns nie. Hulle vrees was vir God. God wat engele uit die hemel uitstuur en 'n laar om sy kinders trek as hulle nood het. Het die boere dit gesien? Nee.
Die boere het nie die storie vertel, hulle het die storie vertel dat God, vanuit hulle perspektief, hoe die Here vir hulle redding gegee het, maar hulle het nie die engele gesien nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, wat 'n nood is daar in jou lewe, waaroor jy bid. Miskien sit jy in jou eie laar, en dis nie 'n Zulu wat op aanval is nie, is miskien iets anders. Wat val jou aan op hierdie stadium, wat jy voel, Here, ek is in die minderheid, ek verloor. En dan wil ek vandag vir jou sê, God hoor jou. En ek en jy sien nie altyd die uitkomste wat God stuur nie. Ons sien nie altyd die engele en die 4 waans uit die hemel uit nie. Maar God hoor jou. Psalm 145 sê, hy gaan jou red. Ek en jy het nodig om vir ons kinders in 'n wêreld wat gebroken is te vertel, dat God 4 waans in 1838 gestuur het, en hy doen dit vandag nog. Hulle het nodig om dit te hoor. Die Zulus wat weggehardloop het, vertel een vir een, die wat dit oorleef het. Ons het weggehardloop vir die engele wat ons om hy laar gesien het. Dit was waarvoor ons gehardloop het. Want ons pyle kon nie verby hulle kom nie. En ek wil vandag vir jou sê, God sal 'n laar om jou trek. Dis sy belofte en sy woord, en hy is 'n God wat die waarmaker van beloftes is. Hy trek 'n laar om jou. Miskien is jy soos die boere wat in vrees die sannas laai, en jy's bang en jy weet jy moet veg en jy vertrou die Here, maar jy veg aan hierdie kant jou oorlog. Ek wil nie vir jou sê hou op veg nie, jy moet veg. Ek wil jy moet vandag hoor, jy veg nie alleen nie. En die oorwinning gaan nie kom van jou skills en dit wat jy het nie, die oorwinning kom van God af. Nie 'n enkele man in die laar is dood nie. Kom ons kry net weer die getalle. Ons ongeveer 15.000 Zulus. Weet julle hoeveel boere? Ongeveer 500. 15.000 teen 500. Sê gou vir my, met julle logiese boerebrein, wat dink julle moes die uitslag wees? Dis mos 'n nou-breiner. 15.000 teen 500. Maar dit was nie 500 nie. Dit was 4 waans en 'n laar van engele. En dis wat die oorwinning gegee het. En nou sit ons in 'n land waar ons almal sê, ons is die minderheid, ons gaan dit nooit maak nie. Ons gaan nie, as ons op onsself vertrou nie. Maar jy gaan dit maak, as jy God vertrou. Want die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament en die God van 16 Desember 1838 is my en jou God. Nie 'n enkele man in die laar is dood nie, net 3 het beserings opgedoen. 3. Bedoel regtig? Kan ek gou vir julle vra? Dink net aan jou honde, die van julle wat nie eers beeste en perde en dink nou net aan jou hond en jou kat. Wat gebeur as 10 swartes na jou hond toe aangehardloop kom? Wat gaan hy doen? Of na perde of na beeste. En jy laai hierdie kant en jy skiet. Dis chaos. Vra vir enige boer, chaos. 1300 stuk diere in die laar is rustig en kalm. Ek weet nie of hulle een of ander dag 'n walm ingehaat het nie, maar 1300 diere is kalm
Terwyl 15.000 Zulus op hulle afstorm en skree. 500 boere hierdie kant laai en skiet. Staan 15.000 stuk vee en vreet gras. Dit is nie normaal nie. Behalwe dat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, selfs oor die diere kom in daardie oomblik. Dit is 'n wonderwerk van God. 'n Kanon se maksimum trefafstand is 1500 meter. Andries Pretorius sê ons gaan 'n enkele skoot na die generaalstaf van die Zulus afvuur, maar dis 2000 meter. Ons kan net 1500 meter doen, maar ons vertrou God daarvoor. En waar val daai kanon? Tussen hulle. En dit skep pandemonium. Vriende, wat anders as wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk is dit? Dat God sy kinders red. Maar waarvoor het Jesus gekom? Jesus het gekom vir die redding van siele. En voor 16 Desember was daar Britse en Amerikaanse sendelinge wat van 1820 af al daar was. 1820 tot 1838 is 18 jaar. Vir 18 jaar het die Britte en die Amerikaners sendelinge gestuur wat onder die Zulus werk. En daar's nie 'n rekord van een wat tot bekering gekom het nie. Hulle was te bang geweest dat iemand hulle sou toer, hulle was te bang vir hulle voorvadergeeste geweest. Wat gebeur na 16 Desember 1838? Die boere gaan bou 'n sendingstasie wat uitkyk oor die plek van Bloedrivier. En 'n klomp Zulus kom tot bekering. En hulle begin om Jesus te dien. Die slag van Bloedrivier gee vir die boere 'n fisiese oorwinning. Maar die slag van Bloedrivier maak God dat Zulus tot bekering kom en vir die eerste keer, en daar's al lankal sendelinge gewees, maar vir die eerste keer is daar Zulus wat hulle hand opsteek en sê, ek wil daai God van julle wat die vuurwaan stuur. Hy's groter as ons voorvadergeeste. Die pile gaan nie verder as wat sy engele is nie. Maar ons voorvadergeeste kon ons nie beskerm nie. So ons wil julle God dien. Wie is julle God? So vir die boere was daar 'n fisiese oorwinning, maar vir 'n klomp van die Zulus was daar 'n geestelike oorwinning. En hulle moes eers die vuurbaan sien voordat hulle kon glo dat daar 'n God is waarin die boere glo. Binne sig van die plek waar Pieter Retief en 100 van sy volgelinge gemartel en vermoor is, het hulle 'n skool vir blindes, die Afrikaanse mense het 'n skool vir blindes, 'n opleidingskollege vir evangeliste. En dit het vir die Zulus, een van die Zulus het gesê, hoe kan julle, vir wie ons wou doodmaak, hoe kan julle vir ons 'n skool wil kom bou? En hoe kan julle vir ons liefde gee? En toe begin die Afrikaners die storie van God vertel. Ek lees weer hierdie verhaal en ek wil vir julle sê, ons het baie by ons oupas en oumas te leer. En ons oupa grootjies en ons ouma grootjies. Want ten spyte daarvan dat hulle 'n voorlaaier moes laai en skiet, was God se storie nog steeds belangriker. Het hulle ten spyte van hulle self nog steeds 'n skool gaan bou.
En daarom het hulle 'n gelofte gemaak, want God was hulle alles. Ek dink ons het baie by hulle te leer, want op hierdie stadium beleef ek, ons mense is ons alles. Ek is my alles, né? Hoor julle dit nie by mense nie? Wat kan ek kry? Wat is daar vir my daarin? Vir hierdie voortrekkers was dit, hoe kan ons die evangelie versprei onder hulle wat hom nog nie ken nie? Al is hulle daarvan tevore ons vyand gewees. Ek dink ons moet dit vandag hoor. Vers 17 sê, die Here is naby almal wat hom aanroep. Almal wat hom in opregtheid aanroep. En aan die wat hom dien, gee hy wat hulle vra, want hy hoor as hulle hom hulp roep en hy red hulle. Vriende, miskien gee God bietjie anders as wat ons vra. Maar in hindsight, as ons terugkyk, weet ons altyd, dit was te beter as dit wat vir ons gevra het. Ek weet nie wat 'n battle jy vandag veg nie. Ek weet nie wat is jou bloedrivier waarby jy vandag staan nie. Miskien sit verhoudings, miskien sit jou finansies, miskien sit jou eie menswees met wie jy worstel, miskien sit siektes, ek weet nie. Maar die ene wat ek vandag vir jou wil sê, Dawid het dit in Psalm 145 geskryf en ons het dit op 16 Desember gesien. Die Here is naby almal wat hom aanroep. En hy hoor hulle. En die Here beskerm almal wat hom liefhet. So as God 'n vuurwa en 'n laer engele moet stuur, dan sal hy dit ook doen. As hy mis moet stuur, dan sal hy dit ook doen. As hy verwarring moet stuur, dan sal hy dit ook doen. As hy diere moet vrede en kalmte gee, dan sal hy dit ook doen. Niks is vir God onmoontlik nie. En dis wat ons eintlik op 16 Desember vir ons kinders moet vertel. Ons moet die storie vertel, dat ons die is gelyk aan kan maak. En is hartseer dat ons opgehou het om die storie te vertel. En dit net nog 'n vakansiedag geword het, waar ons lekker braai en kuier. En God nie meer geëer word vir die wonderwerk wat gebeur het nie. Amen. Here, as ons aan hierdie dag terugdink, dan weet ons die oorwinning lê by U. Die oorwinning, Here, was nie die boere wat soveel kennis gehad het en mag gehad het en gewere gehad het nie. Die oorwinning het daarin gelê dat U vuurwaans uit die hemel gestuur het. En 'n laar om hulle getrek het. En wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk het U oorwinning gegee. Selfs aan die Zulu kant was daar oorwinning, Here, geestelike oorwinning. En daarom wil ons vandag vir U sê, Here, U sien die groter prentjie, ons doen nie. Ons sien hier en nou ons eie geveggie, ons eie bloedrivier. En ons is jammer, Here, dat ons soveel keer deur ons woorde en wat ons sê vir ons kinders en wat ons sê oor Facebook en wat ons sê in die wêreld, eintlik getuig dat ons nie glo dat U die wonderwerker God is. Dat ons eintlik nie glo dat U dit weer kan doen nie. Daarom, Here, watter oorlog ons ook al nou voer, of dit fisies, emosioneel of geestelik is, vandag wil ons soos Dawid sê, ons wil getuig van die wonderwerke van die Here, sodat mense weer hoop kan kry. En hierdie wonderwerker God kan vertrou vir hulle oorwinning. Want wanneer God se kinders roep in nood, hoor die Here hulle. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
En ek wil vra dat jy saam met my staan en dan gaan ek die gelofte vir ons voorlees en daarna gaan ons die oorwinningslied saam sing. En as ons die oorwinningslied sing, dan sê ons daardeur, Here, ons gee die eer van daai oorwinning vir U. Maar ons sing dit ook om vandag te sê, ons weet ons eie oorwinnings kom. Nie omdat ons sterk is nie, maar omdat God ons God is. So kom ons staan. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslag, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting, wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, plaas pasuine, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom deel in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, aan sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Ek wil graag julle vandag uitstuur met 'n seënbede. Mag jy vandag weet, waar jy ook al staan, dat die Here van die leerskare, the Lord of the angel armies, is jou God. En mag jy weet dat hy voor jou sal uitloop om die pad vir jou gelyk te maak. Mag jy weet, daar waar jy jou eie oorlog vandag voer, dat hy binne in jou is, sodat jy nie een oomblik alleen is as jy veg nie. Mag jy weet dat hy nie net langs jou is nie, maar dat hy self 'n vuurwaas sal stuur en 'n engele skaar om rondom jou te wees. Mag ek en jy vandag weet, dat hierdie God
van die hemel en die aarde ons God is. En dat elke oorwinning wat hy vir ons gee, dat ons hom sal loof en prys daarvoor. Mag jy uitstap met die wete, die Vader, die Seun en die Heilige Gees is daar waar jy jou stryd stry vandag, by jou. Amen.